Good afternoon. Goeiemiddag. Ja. Nee, kom ons praat sommer 'n bietjie Afrikaans. Ons het nou baie Engelse Zooms gedoen. So kom ons doen 'n bietjie Afrikaanse ene. Ja, Vader, ek vra dat dit wat ek sê dat dit uit die troonkamer uit sal kom. En as dit enige iets is wat nie van U afkom nie, dat op dowe ore sal val. En dat U my tong sal knoop. Maar dat as dit van U af is, dat U vir my guns sal gee en dat dit mense sal bereik en dat dit 'n boodskap van waarde sal wees uit die troonkamer van die ware lewende God in die naam van ons verlosser Yeshua. Right, interessant. Ons het 'n woordjie met die naam van ki. Nou, wat gebeur het wat bydra tot hierdie ki? As ek stap nou die oggend deur die tabernakel saam met Yeshua. Ek kan nie regtig onthou op watter punt nie, dat ek nou net sien waar het ek dit gekry, waar was ek? Ek dink net voor ons toe ons by die altar of incense was, die reukaltaar. Daar sê Yeshua vir my, jy weet wat is humble. En ek sê ja, ek glo ek weet wat is humble. Um ek glo ek verstaan dit. Hy sê vir my, "Okay, kom ons kyk of jy dit verstaan." En hy wys vir my hierdie prentjie. En daar by die reukaltaar kry ek hierdie prentjie en ek sien die letter kaf in Hebreëus, dis natuurlik die 11de letter en ek sien die letter Jud. En hy sê vir my, "Right, hierdie twee letters, daai letters se piktograaf, se prentjie, daai letter, kaf, is 'n oop hand." Sê, "Okay. So om 'n oop hand te hê, kan jy gee, maar jy kan ook ontvang." Né? So as jy 'n oop hand het, gee jy en jy ontvang. So om te humble, want Yeshua gee toe vir my hierdie scriptures. Hy sê vir my 1 Peter 5 verse 6. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God. En ek dink, right, ja, nee, ek ken daai skrif Yeshua. Humble yourselves under the mighty hand of God. En hy sê vir my Jakobus 4 vers 10, James 4 verse 10, humble yourselves before God and he will lift you up at the right time. En die tweede gedeelte van 1 Petrus 5 vers 6 sê, humble yourself before God and he will lift you up at the right time. So met ander woorde, wanneer ons onsself humble, gee ons onsself, né? Nee? Ons gee ons liggaam. Ons sacrifice onsself. Ons submit. Die woord is submit. Met ander woorde, ons raak onderdanig aan God Almagtig. Ons om te submit beteken ons buig. Ons aanvaar die gesag. Ons aanvaar die vorm van die gesag, né? Nee? Nou toe sien ek okay, die letter Jod, né? Nee? Dis die kleinste letter in die Hebreëse alfabet. Die kleinste letter in die Hebreëse alfabet wat dui op nederigheid, né? Die rabbies van ouds, hulle sê dat toe hieroglyfe of die spykerskrif van Hebreëus saamgestel is, het die Jod 'n deel uitgemaak van elke liewe letter van die 22 letters in die Hebreëse alfabet. Elkeen van hulle het 'n Jod ingehaal. Hulle kon nie bestaan sonder 'n Jod. Nou ek was nie daar nie, so ek weet nie presies hoe dit ontwerp is nie. Ek het maar net navorsing gedoen en ek het dit gelees. En dit maak vir my nogal sin dat dit die kleinste letter is, want die prentjie wat Abba vir my gewys het is as ons nederig is, dan kan hy ons so vermenigvuldig gebruik dat hy ons in elke faset van woorde kan gebruik. Want onthou, die alfabet is die building blocks van creation. Want Abba Vader het woorde gepraat om creation te laat plaasvind. So toe daai woorde gepraat is die building blocks, hulle is almal het 'n Jod in of 'n Jod in. En daai Jod of Jod is as ons hom is, as ons die kleinste is, as ons die nederigste is, as ons submit aan God, as ons onderdanig is aan God en ons maak nie op ons eie kragte staat nie. Dis daai skripture van Spreuke 3 vers 5 en 6 dink ek. Wat sê
Vertrou op Jehovah met jou hele hart en maak nie op jou eie insig te staat. Ken hom in al jou weë. Dan, hoor mooi, dan sal hy jou baie gelei. So dis daai skrif, net dat ons onsself heeltemal onderdanig ag aan Abba Vader. Met ander woorde, ons humble onsself in totaliteit. Net weer te recap, ons gee onsself, maar in die gee kan ons ook ontvang, maar omdat ons gee, is ons humble, is ons nederig voor God. En die woord wat daaruit bestaan, wat Yeshua my toe wys, is ki. Die Hebreëse woord ki. En daai Hebreëse woord het 'n gematria, want kaf is 20 en jod is 10. Ekskuus, daar maak ek nou 'n snaakse streepie. En jod is 10. So met ander woorde, dit gee ons 'n gematria van 30. Maar net voor ons by die gematria van 30 kom, kyk net gou hier. Wat beteken die woordjie ki? Die woordjie ki beteken sodat, omdat. So hy beteken because, that, as, since, for, or but. Because you humbled yourself before God, He will lift you up. Because you humbled yourself before God, He will lift you up at the right time. Since you humbled yourself before God, He will lift you up at the right time. Omdat jy jouself nederig geag het voor God en jouself onderdanig geag het aan God, sal hy jou oplig op die regte tyd. Omdat. So daai woordjie is omdat. So Yeshua leer vir my omdat of because. En daai because wat ons daar kry met 'n gematria van 30 is in Hebreëus die letter lamet. Hy het ook 'n gematria van 30. Dis die 12de letter van die alfabet. Hy het 'n gematria van 30 en dit beteken to teach, to disciple. En Yeshua sê vir my, weet jy hoekom wys ek hierdie vir jou? Ek wys vir jou dat daar kan nie bekostig word om nie nou te submit voor God Almagtige in nederigheid. Want die oes is ryp en die oes is groot en dis die tyd vir disippels om op te staan en jy kan net 'n disipel wees as jy uit 'n standpunt van absolute nederigheid kom. Dan kan my Vader, Abba, jou Vader, jou oplig op die regte tyd. So ek vertrou hierdie boodskap wat ons ontvang het van Yeshua in hierdie tyd waarin ons nou is. Dit 'n baie belangrike boodskap is wat Yeshua met ons wil deel. Is vir jou ook van pas en dit beteken vir jou in jou lewe dat jy die wil het en die dringendheid het om jouself te verlaag en onderdanig te ag aan God Almagtige. In hierdie week waar ons nou is, waar die twee kalenders bymekaar is, die Hebreëse kalender en die Gregorian kalender, dis vandag die 25ste Adar, maar dis ook die 25ste Maart. Saterdag aand 6:00 wanneer Shabbat eindig, dan is dit die 1ste Nisan en die begin van die Bybelse nuwe jaar. Soos wat Abba in Eksodus 12 vir Moses verduidelik het. En dan split die kalenders. En daarom is dit so noodsaaklik om in hierdie tyd, sodat maak nie saak wat in hierdie kalender split gebeur nie. Gewoonlik as daar sulke goed in tye gebeur, is dit significant, né? Want God is 'n God van tyd. Hy het tyd, hy's buite tyd, maar vir ons is daar sekere tye. Hy het 'n spesifieke tyd wanneer ons in hierdie wêreld inkom. Hy het 'n spesifieke tyd wat ons uit hierdie wêreld uitgaan. En so tyd speel 'n groot rol. Die 4de dag van die skepping is tyd gemaak, tyd geskep. En daarom is dit nou hierdie tyd van ki. Van gee jouself, gee myself, gee ons alles. Wees nederig voor God. Verneder onsself. Humble ourselves. Act in humility. Tree op in nederigheid. Sodat Vader ons kan oplig, sodat ons disippels kan wees in hierdie tyd, sodat ons mense kan leer om ons, sodat mense ons voorbeeld kan sien.
So om af te sluit, nê, ons opdrag van Yeshua in Matteus 28 vers 19. Leg lega asa talmidim tevila hen lamdot he. Om dit te vertaal, gaan nou, gaan nou, kry jouself nou in die plek om disippels te maak. Asa talmidim, om disippels te maak. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en Ruach en lei hulle en leer hulle soos wat ek julle geleer het. Soos wat my woord julle leer. Volg my opdragte. Mag grace en shalom ons in wees in full measure. Shalom.